Okay. Dan lyk uit. Dit doen. Job 38. Pietertjie het 'n rowwe kwartaal gehad. Hy het baie nie baie nie, ek eksamen geskryf, maar in die kwartaal was dit toets-eksamen. En dit was die kwartaal wat hulle interskole gehad het met die rugby en hulle het vreeslik getoer op. Dit was hulle wegjaar, so dit was by Kakamas en Kuruman en al die verskillende plekke. Lekker getoer. Dit was heerlik. Die vakansie so kom, toe sê Pietertjie vir sy pa, Koos sê, ons gaan die vakansie bietjie by hom kuier op die plaas met al ons vriende. Ons gaan bietjie saam jag. Dan sê, dit klink lekker. Ek dink dit gaan gebeur nie. Hy sê, wat het doen pas? Hy sê, nee, die vakansie is jy by die huis. Ons gaan by die huis wees. Pietertjie is dadelik dinkblik. Hy sê, pa, is altyd so. Pa wil altyd net sleg hê vir my. Pa, ek weet nie of pa vir my hou nie. Jy weet, so 'n kind nou is so. En pa sê, nee, ek dink is die beste vir ons almal, en jy is by die huis. Klaar gepraat. Nou is Pietertjie dinkblik en hy gaan en dan moet hy om verskoning vra vir Koos die volgende dag hier, omdat hy nie kan kom nie, en sy pa verstaan nie hoe vernederend dit is nie, en hy doen dit, maar hy is vir hom sleg, en hy is vies man, en die vakansie begin en hy is nie lekker nie. Die eerste dag is vervelig by die huis, daar is niks om te doen nie. Sit dit die hele dag rond. En die volgende dag is ook vervelig. Die derde dag is ook vervelig, maar dit is nogal lekker om niks te doen, dink ek by homself. En die vierde dag raak hy gewoond aan niks doen nie, en dit is lekker. En toe die vakansie oor is hy so opgewonde oor die skool wat weer begin, en hy voel hy is weer reg, en hy voel dit energie. En toe besef hy, sy pa het eintlik beter geweet as wat hy gedink het. Hy het nodig gehad om rustig te wees. Nou kinders, dit is so, ons paas weet beter en maas weet beter. Nee? Julle sal dit nie glo. As jy tiener is, kan jy dit nie glo nie, maar dit is regtig so. En as by God kom, hy weet nog beter. En dis wat ons gaan sien op vandag. Ons is by Job, waar God nou op die prentjie verskyn. Ons het baie oor God gepraat, Job se vriende het baie oor God gepraat, en nou verskyn God op die prentjie. Ons gaan kyk bietjie. Wat sê Job? Wat sê God vandag vir Job? Hoofstuk 38. Die Here het Job uit 'n stormwind geantwoord. Hy het gesê, kry gaan die prent, né? Ek dink ons mis dit baie keer, ek gaan dit sommer nou sê ook. Ek dink ons mis dit baie keer. God verskyn op verskillende maniere baie keer deur die Bybel, né? Aan Moses, hoe verskyn hy aan Moses? Frankie, ek het vanoggend vir dit gesê, dis hoekom sy so slim is, né? Ek wil graag interaktiwiteit hê. Maar dis lekker met jou te sê. Weg. Brandende bos, okay? Dink aan die prentjie, né? Moses was vir 40 jaar prins in 'n paleis in Egipte. Nou is hy 40 jaar in die woestyn. Niemand weet meer van hom. En God verskyn aan Moses aan 'n dooie bos wat brand en nie uitbrand nie. Dink jy die Here wou iets vir Moses daardeur sê? Verseker. Moses is die bos wat dood is, deur wie God gaan brand, né? Elia, interessant, Elia, hy het nou daai offers gehad aan waar die Baal-profete moes heeltyd offer, en hy het 'n reëling gehad met die Baalse profete, niemand mag die vuur in die brand steek nie. So die Baalse profete het hulle self heeltyd gesny en gebid, en later aan sê Elia vir hulle, maar lyk my julle God is te ver, slaap, skree bietjie harder, en niks gebeur nie. En aan die einde van die dag, dan gooi hy water nog bo op hierdie altaar, en dan bid hy, en hierdie offer steek in die brand, Elia. En dit is 'n wonderlike gebeurtenis, dit is 'n wonderwerk wat gebeur. En net na hierdie wonderwerk, moet Elia hardloop vir sy lewe, want die koning se vrou wil hom doodmaak. En dan is hy depressief, in 'n grot, waar is God? En dan kom God in 'n sagte stem. Daar is 'n donderweer, daar is 'n sterk wind, maar God sien daar in 'n sagte stem. 'n Ligte oggendbriesie, praat hy met Elia. Hoekom? Want soms is God in die stilte daar.
Nie altyd in die groot goed nie. Nou Job, ons by Job. God kom met Job in 'n stormwind. Hoekom? Yes. En hoe is Job se lewe tot nou toe? Miskien wil hom laat wakker skrik. Dit is goed om hierdie goed te sê, want dis die prentjie. Ek dink ons lees hierdie goeders en okay, dis wat gebeur het, maar God is besig om 'n prent te skep. Job se lewe is in 'n storm. Né? As jy nou gedink het jou lewe is in 'n storm, Job se lewe is in 'n storm. En wat het Elihu nou net gesê vir Job? Soms praat God juis deur die storms. Wat gebeur? Die volgende oomblik is God binne die storm besig om te praat. Hy laat dit nie bedaar nie, nie hierdie keer stil nie. Hy's in die storm. Okay, dis die prentjie. Die Here het Job in die storm het geantwoord. Hy het gesê: "Wie is hierdie een wat 'n plan vertroebel met woorde sonder kennis?" Ek wil nou voor die tyd preek, want dit is beautiful, julle moet hierdie goed hoor. Hier's 'n raadsplan gewees. En Job en sy vriende steek hulle hande in hierdie raadsplan en maak so, want hulle verstaan nie, en nou is dit 'n modder gemors. Wie is hierdie een wat 'n plan vertroebel met woorde sonder kennis? Ekskuus ek het dit so doen nie, maar ons nou al dit vir mekaar sê, hierdie gedeelte van Job is 'n poesie. Jy moet die prentjie sien. Jy moet die prentjie ervaar. Omgord maar jou heupe soos 'n man. Ek sal jou ondervra, lig jy my dan in. Omgord jou met heupe, wat die beeld sal gee vir ons. Daai tyd het jy 'n rok gehad, as ek in 'n oorlog ingaan, dan trek ek die rok op en ek maak hom met 'n belt hierbo vas. Jy hardloop beter in 'n bikini as in 'n lang rok, né? Vrouens sal dit weet, ons man verstaan dit glad nie. In elk geval. Wat sê God vir hom? Maak jy nou reg, is jy vir oorlog? Maak jy nou reg? Waar was jy toe ek die fondamente van die aarde gelê het? Maak dit bekend as jy dit insig verwerf het. Het die aarde fondamente? Ons het al by Job gehoor, die aarde is in die lug, sweef op niks, né? Dis poesie. As God vir Job sê, waar was jy by die fondamente? Wat is God besig om te sê? Waar was jy in die begin? Nee, dit is 'n simpel metafoor wat hy gebruik. Waar was jy in die begin? Maak dit bekend as jy die insig verwerf het. Wie het die afmeting daarvan bepaal? Sê as jy dit weet. Of wie het die maatband daaroor gespan? Interessant, daar's presiesheid in hierdie skepping. Dis eintlik wat God sê. Ek het nie die aarde gemaak nie. Dis gemeet. En dit is ongelooflik as die wetenskaplikes nou deesdae praat oor hoe ver is van die son af is en hoe die aarde is en hoe die rotasie is. Dit is presies vir lewe. Dis wat God vir Job sê. Het jy dit gemeet? Was jy toe daar saam toe ons dit gemeet het? Dis nie toevallig nie. Waarop is sy voetstukke ingesink? Of wie het die hoeksteen daarvan gelê? Terwyl die oggendsterre saamgehubel en die hemelwesens gejuig het. Terwyl God skep, is die engele besig om lof te sing. Dis al wat hulle kan doen. Hulle was daar. En God is besig om te skep deur sy woord. En al wat die engele kan doen is prys die Here met blye galme. Wow, 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 wow. Job, waar was jy? Wie het die dubbeldeur die see ingeperk? Wie het met die dubbeldeur die see ingeperk? Toe dit uitgebreek uit die baarmoeder voortgekom het. Het die see dubbeldeur? Nee. Wat is die beeld hiervan? Op 'n stadium het die waters uit die aarde uitgekom. Dis Noag se tyd, né? Waar die water uit die aarde uitkom en God het weer toegesluit onder die aarde. En God het grense bepaal van die see.
Vers 9, toe ek die wolke sy bookleed gemaak en hom in diepe duisternis toegedraai het. Toe ek my grens bo hom oopgebreek het en 'n sluitbalk en dubbeldeure in plek geplaas het. En toe ek gesê het, tot hier mag jy kom, maar nie verder nie. Hier word my grens geplaas teen jou trotse golwe. Net so die see het 'n plek, 'n hoogwater, laagwater, stormwater, maar God het dit daar geplaas. Het jy op enige van jou lewensdae opdrag aan die oggend gegee vir die rooi dag sy plek aangewys, deur die some van die aarde vas te vat, sodat goddeloses daarvan afgeskei word? Het jy die oggendson wat opkom? Is dit jy wat sê, hier is die son, daar is hy op. Die aarde verander soos 'n klei onder 'n rolseël, sodat alles vorm kry soos 'n bookleed, nee? As daai oggendson breek, dit was nou net stiknag donker, ek kon niks sien nie. Ewe skielik breek die oggendson en ek begin vorme sien. Daar's 'n berg, daar's 'n boom, daar's 'n soos 'n klei word uitgebeeld met daai oggendson wat opkom. Goddeloses word van hulle lig ontneem, is beautiful. Ek het hierdie gelees en ek, wat? Goddeloses, hoe maak jy oggendson goddeloses se lig? Hoe neem jy dit hulle lig weg? Waar doen goddeloses hulle werk? In die donkerte, dis hulle lig. Ek maak die son op en goddeloses se lig is weg, want my lig is daar. Die donkerte is van hulle gesteel. Mooi nie? Vers 16. Het jy al gekom tot by die bronne van die see en in die onbekende dele van die diep waters rondgeloop? Is die poorte van die dood vir jou blootgelê en die poorte van die pikdonkerte, het jy dit gesien? Het jy al aggeslaan op die uitgestrektheid van die aarde? Vertel as jy dit alles weet. Waar is die pad na waar die lig woon en die donkerte, waar is sy plek? Dat jy hom na sy gebied kan neem en die paaie na sy tuiste onderskei. Jy moet dit weet, want jy was al gebore en die getal van jou lewensdae is baie. Het jy al in die voorraadkamer van sneeu ingegaan en die voorraadkamer van die haal, het jy dit al gesien? Dit wat ek gereed hou vir 'n tyd van angs, vir 'n dag van stryd en oorlog. Waar is die pad na waar die weerlig verdeel word? Na waar die oostewind dit oor die aarde versprei? Wie het vir die vloedwaters sy voor oopgekloop? 'n Pad vir die harde dorslae. Om dit te laat reën op 'n land sonder mense, op 'n woestyn waarin daar geen mense is nie. Om so die wildernis en die woestyn te verstadig. Om groen grasspriete te laat uitsprei. Het jy die reën 'n vader of wie het geboorte gegee aan die doudruppels? Uit wie se moederskoot het die ys tevoorskyn gekom en die ysryk uit die hemel? Wie het daaraan geboorte gegee? Wanneer water asof in 'n klip skuil gaan en die oppervlakte van diep water digsluit, kan jy die koorde van die 7-ster knoop of die bande van Orion losmaak. Net so die Orion en die 7 sterre is ons nou die konstellasies in die hemel. Kan jy hulle rondskei soos wat jy wil maak? Kan jy die sterrebeeld uitlei op sy tyd, die beer met haar kleintjies begelei? Ken jy die vette van die hemelryk? Kan jy die invloed daarvan op die aarde vasstel? Is beautiful, nee? Hier's wette in die hemelruim wat invloed het op die aarde, wat maak dat ons hier kan leef. Weet jy dit, jong? 5000 jaar terug. Ons is nou eers besig om hierdie goeders te ontdek, wat die invloed is van die hemelruim op die aarde, en hoe dit werk. Kan jy jou stem na die wolke rig sodat die watervloed jou bedek? Kan jy weerlig vrylaat, sodat hulle gaan en vir jou sê, hier is ons. Wie plaas wysheid in die wit wolke? Of wie gee insig aan die wolke wat wegdryf? Wie kan met wysheid die wolkmassa aftel? En die waterkruike van die hemel, wie kan keer hulle om? Wanneer die grond soos gegote metaal verhard en die kluite saamklont tot sover.
Job is besig met sy vriende te argumenteer oor hierdie ellende wat hom oorgekom het. 7 dae lank sit hulle net by mekaar. Job hulle huil saam met Job. Hy het alles verloor, hy het sy huis verloor, hy het sy boerdery verloor, hy het sy kinders verloor. Hy het dankbaar nog sy vrou behou wat nou sê hy moet vir God vervloek. Verder het hy alles verloor. 'n Dag daarna het hy begin swere kry. Hy is siek, hy juk van kop tot toon, hy krap homself met potskerf. 7 dae lank kom sy vriende en huil net by hom. Hulle herken hom amper nie. Dan begin hulle praat. Job eerste sê verstaan nie wat hier aangaan nie. Sy vriende sê ons verstaan wat hier aangaan. God oordeel jou. Nee, om een of ander rede. Ons is nie lekker seker hoekom nie, maar dit moet wees. Niemand kan soos ly en so swaar kry soos jy as God dit nie oor hom bring. En nou is dit 'n heen en weer debat en Job sê ja, dit kan nie wees nie. Ek kan nie dink wat sonde te gedoen nie. Goddeloses doen ook sonde. Hulle lyk nie soos wat ek lyk nie. Ek wens ek kan met God begin praat. Ek wens ek kan 'n middelaar tussen ons wees. Ek wens ek kan voor God verskyn. Ek wens ek kan my kant van die saak stel. Nou is hulle heeltyd besig om so te praat. En dan kom Eli en 'n ander insig en Eli sê nee, Job, dit gaan nie oor jou nie, dit gaan oor God. God moet verheerlik word. En in hierdie gesprek en in hierdie worsteling kom hier 'n stormwind en God is in die stormwind. Hoe weet ons God is in die stormwind? Het Job God gesien? Nee. Job het God se stem gehoor, sy woord gehoor, binne in die storm. Dink jy in hierdie situasie, nee? Jy ly, kry swaar, staan geliefdes af van die dood. Jy sit in ellende. En ewe skielik in hierdie moment daag God op. Jy is bewus van sy teenwoordigheid, jy hoor sy stem, jy is bewus van hom. Wat beleef jy rondom jou ellende nou? Ek dink heeltyd, en dis wat Job ook verwag het, Job het verwag, God moet nou hier tevoorskyn, en God moet nou kom verduidelik wat gaan nie aan, sodat ek beter kan voel, sodat ek vertroos kan word, nee? God moet nou kom en sê, Job, moenie worry nie, weet, hierdie was alles deel van die plan, jy weet, Satan, jy bobbertjie, jy het nou gesê, jy sal nie vir my aanbid nie, en toe het hom 'n bietjie vasgevat en sê, nee, jy sal my aanbid, en dis kom hierdie goed met jou gebeur het, nee? Ek sit hierdie week en dink aan myself, sou dit Job vertroos het, as hy die volle storie gehoor het? Ek dink nie so nie. Job het nie 'n God nodig wat homself verduidelik nie. Job het God nodig. Is dit nie? Ewe skielik as God in sy almag opdaag, dan kan Job sê, wow! Ewe skielik is die fokus weg van wat met my gebeur het en die ellende wat my gebeur het en ek kan net God sien. Dis dieselfde met die hemel, nee? Ons het al baie keer vir mekaar sê, dat ons hierdie storie het van jy gaan hemel toe en dan sien jy jou boetie, jy sien jou maan, jy is so bly. Strooi, jy gaan God sien. Dis waaroor Openbaring gaan. Johannes, en sê nie, ek wonder waar is die ander disipels dan? Johannes was die disipel wat geleef het toch op daai stadium. Hy sê, ek wonder waar is Paulus en Petrus en daai manne. Nee, hy val elke keer om as hy wakker word en sê, God, dan val hy nie om, en dan, dis oorweldigend. Die hemel gaan oor God, dit gaan nie oor jou pa en jou ma en jou sis en jou boetie nie, dit gaan oor God. En in die moment van Job se ellende en hartseer, daag God op. En dis die vertroosting. Nie die rede nie. Die vertroosting is God. Ek dink soms ons wil hê God om homself verduidelik aan ons. Want in ons kop is God hierdie klein God wat nodig het om homself te verduidelik aan my. Hy skuld daarom vir Job 'n verduideliking, nee?
Dis eintlik wat Job nog heeltyd sê. Ek hoop vir God kom nou en dan kan ek net homself 'n bietjie verduidelik hier. En God kom en sê, okay Job, kom ons draai dit. Trek nie jou rokkie op. Is jy mans genoeg hiervoor? Nooit gee God 'n verduideliking. Want dit gaan nie Job vertroos nie. God daag op binne in die stormwind. En God gaan vir Job vra. Job kry nooit geleentheid om te vra nie. God gaan vir Job vra. Job wat dink God moet homself kom verduidelik, God gaan vir hom vra. En hy begin baie simpel, Job, die skepping. Wat verstaan jy van die skepping? Wat verstaan jy van die aarde? Kom ons gaan 'n bietjie verder. Wat verstaan jy van die sterre? Wat verstaan jy van hulle uitwerking op die aarde? Wat verstaan jy van wat ek hiermee besig is? Sien, jy's besig met Job. Ek is besig met die heelal. Met goeders wat jy nog nie eers, ek praat nou nog net eers met jou met dit wat jy van weet. Nie eens van dit wat jy nog nie van weet nie. Want daarmee is ek ook besig. En jy is so kwaad vir Job, se omstandighede en situasie, en daarom wil jy nou God waarmee, Job, weet jy waarmee ek besig is? Hoe moet ek vir jou begin verduidelik? Nee? Hoe moet ek dit in jou woorde kom sit? Toe die engele sien waarmee ek besig is, weet wat kon hulle nie doen? Hulle kon net lofprys, hulle kan nie eers help nie. Hulle help nie, hulle sê net, wow, prys die Here, prys die Here, prys die Here. Ek stel die natuurwette daar, ek stel die natuurwette self daar, dat die goddeloses ontbloot word, wanneer dit daglig word. Ja, jy sien dalk nie nou die effek wat gebeur met hulle nie, maar elke dag is ek besig om te herinner, dat die lig is daar. En die lig sal die oordeel bring. Dis ek wat die woestyne water gee, wat vir dorlande water bring, voorsiening bring, wat klipharde grond weer sag kan maak. Wat doen jy? Wie is jy? Dis nie die einde van, God gaan nog 'n paar goed sê vir Job. Maar ek dink dis die eerste ding wat ons mekaar moet sê. Hoekom vat ons lyding en swaar kry so sleg? Is dit nie omdat ons so groot is en God so klein is in ons gedagtes? Ek dink binne hierdie moment wat God verskyn, is Job vertroos. Ewe skielik lyk hierdie goeters wat hy meer sukkel en worstel en wat hy nie meer het nie, nutteloos. Hy's blootgestel aan God van ewigheid. Dis hoekom Jesus sal sê, nee, vir sy disippels in Johannes, sal hy vir hulle sê, om God te ken is ewigheid. Ewe skielik het jy heel, het jy God. En dis wat jou trane afdroog. Nie 'n mooi verduideliking hoekom hierdie probleme met jou gebeur en wat jy nou moet maak nou in hierdie probleme. Dit help jou nie. Dis die almag van God. Dis hoekom Jesus se disippels wat in sy teenwoordigheid was, hulle lewens kan opoffer wanneer hulle uitgaan in die wêreld en kan ly, kan doodgemartel word, want hulle was in die teenwoordigheid van God.
en kan hulle met vreugde liedere sing in die tronk, tot die tuistering van hulle wagte. Want hulle God is groot. Ek dink ons moet wegkom van hierdie ding, dat God nodig het om homself te verduidelik. Ons moet weer ontdek en besef wie God is. En natuurlik die wonder van hierdie God, wat so groot is. Kom en sterf vir jou en my, dat ons in hierdie stormwind, of dan die brandende bos, of dan die sagte bries, saam met hom kan wees. Want dit is ware vertroosting. Dat ek met God kan wees. Ons bid saam. Hierdie verhaal, Here, draai vir ons heeltemal vreemd uit. Ek moet sê, as ons dit nou so vir die eerste keer lees, ek weet ons het dit al baie keer gelees, maar as ek dit vir die eerste keer lees, dan verwag ek nie u gaan opdaag. En dis Job se vriende ook, hulle verwag nie u gaan opdaag nie, en daarom het hulle al die antwoorde. Hulle moet al die antwoorde vir mense gee, vir Job gee. So dit is die eerste verrassing, om te besef dat u kan in 'n situasie opdaag. U kan in die stormwind wees. Die tweede verrassing is dat jy nie self verduidelik nie. Jy vra eintlik, wat weet ons? Wat is dit wat ons dink ons weet? Hoe almagtig is hy? Hoe groot is hy? En hoe onbegryplik is hy weer? Here, dit is die God wat ek nodig het in my vertroosting. Want dit gaan nie om my nie. Die prentjie is nie om Job nie. Die prentjie is om God. En dit maak die lewe draaglik. Nee, dit maak die lewe oorwinnend. Want deur die dinge wat my gebeur, kan ek U verheerlik. Soos wat die engele sing. Ek verstaan so min. Ek het nie nodig om my te verduidelik nie, want ek sal nie verstaan as ek verduidelik nie. Maar wat 'n voorreg om U te ken. Amen. God openbaar hom deur sy woord. Job sien nie God nie. Hy hoor God. Ontdek wie God is in sy woord. Lees dit. Laat God weer groot raak in jou lewe. Dan is die leiding makliker. As ek hom hoor in die storm. Kom ons sing saam.